Goeiedag almal, ek is meneer Benny Oukamp van die Hoër Landbouskool Oudtshoorn en ek gaan vandag sommer so 'n bietjie met julle praat oor dierevoeding. In hierdie eerste video gaan ons spesifiek kyk na spysvertering. Ons gaan hierdie gedeelte oor voeding opdeel in 3 gedeeltes. So as die eerste gedeelte gaan ons net 'n bietjie kyk na spysvertering. So jy kan saam met my volg in die antwoordreeks boek waaruit ons 'n paar vrae gaan doen en jy kan sommer daar oopmaak op bladsy 16 by vraag 5 en in die antwoordboekie gedeelte dan maak jy oop op bladsy 2 waar die antwoord is. So ek gaan die vraag met jou behandel, ons gaan 'n paar ekstra goedjies bespreek en dan kyk na die antwoorde wat hulle vir jou gee. By vraag 5 sê hulle die diagramme hieronder verteenwoordig die spysverteringsstelsels van 2 plaasdiere. In diagram 1 kan ek sommer dadelik sien hierdie dier het een stelsel met 'n klomp kompartemente, so dit lyk vir my asof dit 'n herkouer moet wees. En in diagram 2 as jy onder kyk, lyk vir my met hierdie stelsel dat hier net een maag is, so dis heel moontlik 'n enkelmaag dier of 'n monogastriese dier. As ons kyk na die vraag, sê hulle by vraag 5.1 voltooi die tabel hieronder deur die antwoorde langs die vraagnommer neer te skryf. So gelukkig hoef jy nie die tabel oor te trek, jy skryf net vraag 5.1.1 tot 5.1.4 en jy skryf die antwoorde daar langs aan. En by hierdie eerste vraag vra hulle spesifiek die tipe dier by elke diagram. As jy nou kyk na vraag 5.1.1 en 5.1.3 en dan 'n voorbeeld van elkeen, soos wat jy kan sien by 5.1.2 en 5.1.4. So as ons gou so vinnig saam deurgaan, in diagram 1 weet ons nou, ons het gekyk, dis 'n saamgestelde maagstelsel hierdie, so dit lyk vir my na 'n herkouer, jy kan ook sê 'n ruminant. En voorbeelde van herkouers is dan nou natuurlik skape, bokke, beeste en sekere wildsoorte. En as ons kyk in diagram 2 het ons gesê dis 'n enkelmaag dier, die tipe dier, of ons kan ook sê dit is 'n monogastriese dier, omdat hy net een maag het, en hierdie lyk vir my na 'n vark. So ons weet enkelmaag diere kan varke of hoenders wees, en die rede hoekom ek sê dit is nie 'n hoender nie, is hy het net hierdie een maag, en hier by die sekum kan ons sien, daar's net een sekum. So daar's nie 2 gedeeltes aan die sekum nie, so ons weet dit is 'n vark. So as ons kyk na die antwoorde, by 5.1.1 gaan jy neerskryf as 'n herkouer of 'n ruminant. By 5.1.2 gaan jy skryf dis 'n bees, 'n koe, 'n skaap of 'n bok, of sekere wildsoorte. En by vraag 5.1.3 skryf jy dis 'n nie-herkouer of 'n monogastriese dier. En 5.1.4 is die voorbeeld 'n vark, jy kan nie sê 'n hoender nie. Dan by vraag 5.2 vra hulle identifiseer die dele wat van A tot N gemerk is. So as ons kyk weer by A, as kyk eers na diagram 1, ek sê altyd vir my manne by die herkouer of by die ruminant gaan kyk, watter kompartement is die grootste, dan weet ek daardie grootste kompartement moet die rumen wees, en dit lyk vir my hier na kompartement E. Dit beteken dat hierdie buis wat hier inkom, wat na die rumen toe lei, moet die slukdarm wees. So A gaan slukdarm of esophagus wees, wat dan maak dat E hierdie gedeelte die rumen is. Dan kyk ons gewoonlik die gedeelte wat naby aan die rumen is, of die volgende gedeelte van die spysverteringsstelsel, wat dan kleiner is, maar soortgelyk aan die rumen, moet die reticulum of die rytjiespens wees. En dan sê ek altyd vir my manne gaan kyk, watter kompartement van hierdie maag loop uit in die dun darm. So as hierdie die esophagus is by A, dan moet hierdie gedeelte hier die dun darm wees. En die laaste kompartement daar sal dan hierdie gedeelte by C wees, en hy is dan die abomasum. Wat beteken dat hierdie gedeelte wat oorbly, moet die omasum wees. So net om weer deur te gaan, A is die slukdarm of die esophagus, B is die rytjiespens of die reticulum, C gaan dan die abomasum wees, D gaan dan die omasum wees, en E gaan dan die rumen wees. Let op dat dit nie in die volgorde is waarin die voer beweeg nie. So daar's nie 'n manier hoe ons uit hierdie sketsie volgorde kan bepaal, net soos uit hierdie sketsie self uit nie. So ons moet eers na al daardie eienskappe as 'n geheel kyk. In diagram 2, by die enkelmaag dier, as hierdie dan die maag is wat ons hier sien, want hier kan ons sien aan hierdie kant lyk nie vir my of daar 'n maag is nie, so G moet dan die maag wees, wat beteken dat F die slukdarm of die esophagus moet wees. En dan hierdie buisie wat uit die maag uitloop, wat hier as J voorgestel word, moet die dun darm wees, en ons hoef nie te spesifiseer watter gedeelte van die dun darm dit is nie, omdat daar nie kompartemente of verskillende gedeeltes aangewys word nie. So ek kan net sê dat J die dun darm is. En ons weet hier aan die begin van die dun darm, net nadat
die voeding of die bolus hier deur die maag beweeg het, weet ons dat daar's twee buise wat daarin open. Die eerste een is nommer H is die pankreas en I wat ons dan hier sien wat groot en platter is dan die lewer. So as ons dan verder aanbeweeg deur die dindarm, hierdie gedeelte waar die dindarm en die dikdarm of die kolon by mekaar kom, noem ons dan hierdie struktuur wat hier is die sakdarm of die cecum. En dan hierdie gedeelte verteenwoordig dan die kolon of die dikdarm, wat dan beteken dit loop uit in M moet dan die rectum wees, en die opening na buitentoe as afvalstowwe uitgeskei word, is die anus. So net om weer deur te gaan, F is die slukdarm of die esophagus, G is die maag, H is die pankreas, I is die lewer, J is die dindarm, K stel voor die sakdarm of die cecum, kan jy ook sê, L is die dikdarm of die kolon, en M is die rectum wat N dan die anus maak. Soos wat jy dan ook hier kan sien, soos hulle dit vir jou gegee het. Vraag 5.3 sê hulle skryf 'n letter in diagram 1 en in diagram 2 neer, waar soutsuur afgeskei word. Jy sien dat dit is 2 punte wat dit gaan tel, so ek moet 2 gedeeltes gee, een uit diagram 1 en een uit diagram 2, en ek weet soutsuur word afgeskei in die gedeelte waar chemiese vertering plaasvind. So in hierdie maagstelsel by die herkouer, waarvan die chemiese vertering plaas, dit sal in hierdie apomasum gedeelte wat C gemerk is, wees. En by diagram 2 weet ek soutsuur word in die maag afgeskei, waar daar chemiese vertering plaasvind, want soutsuur is dan belangrik om vir ons sekere omgewing te skep binne in die maag met 'n baie lae pH, wat dan veroorsaak dat daardie ensieme wat daar moet werk, geaktiveer kan word. So dan weet ek G, die maag is dan die volgende een. So ons gee dit dan net so C die apomasum uit diagram 1 en G die maag uit diagram 2. Dan kan jy beweeg na vraag 7 toe. Vraag 7 is op bladsy 17 in jou vraagboekie en op bladsy 3 in die antwoordboekie. So kan jy saam met my daar volg. Hulle sê die diagram hieronder verteenwoordig die spysverteringsstelsel van 'n plaasdier. Dadelik sien ek, goed, hierdie lyk vir my na 'n maag hier, so ek weet hierdie is die beginpunt van die spysverteringsstelsel. Dis 'n enkelvoudige maagstelsel hierdie wat ek dan nou net so vinnig kan identifiseer. Hulle vra dan by vraag 7.1 identifiseer die tipe plaasdier getoon in die diagram. So ek weet dan dit moet 'n enkelmaagdier wees omdat hierdie kompartemente of verskillende gedeeltes is van die maag nie. So hierdie is 'n enkelmaag of 'n monogastriese dier, kan jy dan ook sê. Dan vra hulle by vraag 7.2 verwys na ten minste een struktuur in die diagram hierbo om die antwoord op vraag 7.1 te motiveer. So as ek net so vinnig deurgaan, B is dan die slukdarm of die esophagus, A is dan 'n maag, C is dan die dindarm, D moet dan 'n cecum of 'n sakdarm wees en E is dan die gedeelte aan die einde van die spysverteringsstelsel. Dit kan of die kolon of dikdarm wees of dit kan dalk selfs die rectum wees. Ons is nie seker omdat daar nie geonderskei word nie. So as ek moet kyk na een van hierdie strukture wat ons nou na gekyk het, watter een sê vir my dat dit is 'n enkelmaagdier? Definitief hierdie A, die enkelvoudige maag. So jy kan net daar byskryf monogastriese of enkelvoudige maag by vraag 7.2. Dan by 7.3 vra hulle identifiseer die gedeelte waar elk van die volgende plaasvind en skryf slegs die letter A tot 1 neer. By 7.3.1 waar vind uitskeiding plaas? As ons vir mekaar sê hierdie is die enkelvoudige maag en hierdie is die slukdarm, beteken dit die voer moet deur die hele spysverteringsstelsel beweeg om dan hier by hierdie opening uitgeskei te word. So uitskeiding kan dan net plaasvind by hierdie laaste gedeelte E. Ons is nie seker of dit die rectum of dan nou die kolon of dikdarm gedeelte is nie. So ek skryf by langs vraag 7.3.1 neer E. Dan die absorpsie van aminosure. Absorpsie van aminosure gaan by die dindarm plaasvind nadat dit uit die maag uitgekom het voordat dit hier na die dikdarm of die uitskeiding gedeelte van die spysverteringsstelsel gaan, wat beteken ek gaan daar neerskryf C. En dan die hoofabsorpsie van water gaan dan hier in hierdie cecum gedeelte plaasvind. Ek glo jy sal ook jou punte kry as jy gesê het E as dit die kolon verteenwoordig, maar omdat ons gesê het by vraag 7.3.1 hierdie gedeelte verteenwoordig uitskeiding, gaan ons dan nie E neerskryf nie, maar wel D, hierdie cecum sakdarm gedeelte.
Jy skryf by vraag 7.3.3 neer D. Dan vraag 7.4 vra hulle gee 2 redes waarom die dier hierbo nie refoer gevoer kan word nie. So ek weet dit is 'n enkelvoudige maagstelsel of 'n enkelmaag dier, wat beteken hy's monogastries. Ek kan net sê vir die rede daarvoor dat hierdie dier het 'n enkelvoudige maag, daarom kan hy nie refoere gebruik vir energie nie of dan verteer nie. En daarom ons kan ook dan sê die dier bevat geen rumen nie, wat beteken daar's geen mikrobes wat die cellulose kan verteer nie. En jy kan ook net eenvoudig sê die dier kan nie refoere verteer nie, omdat dit 'n enkelvoudige of 'n nie-herkouer of 'n monogastriese dier is. Dan kyk ons sommer na vraag 8. Jy kan kyk, vraag 8 is ook op bladsy 17 en die antwoord vir vraag 8 is ook in die antwoordboekie op bladsy 3. Die vraag is die diagram hieronder toon die spysverteringskanaal van 'n plaasdier. En dadelik as ek kyk na hierdie dier, kan ek sien hier waar die maag moet wees, is hier 'n samestelling van verskillende kompartemente of gedeeltes van 'n maag. Ek kan duidelik sien, hier is nie 'n groot gedeelte wat 'n rumen verteenwoordig nie, so ek is redelik seker daarvan, dit is nie 'n herkouer nie. En hier is net verskillende gedeeltes wat nog steeds met buise gekonnekteer word, so ek kan nie met redelike sekerheid sê dit is 'n herkouer nie. Ek kan wel sê dit is nie 'n enkelmaag dier soos 'n vark nie. En dan as ek hier kyk verder in die stelsel af, hier waar die sakdarm of die sekums moet wees, hier is 2 gedeeltes sekum, of 2 sekums of 2 seka, wat vir my sê hierdie is 'n hoender se spysverteringsstelsel. Hier kan ek duidelik sien is die eerste gedeelte en hierso is 2 gedeeltes baie naby aan mekaar wat deur 'n vernouing geskei word. Hierdie lyk vir my na 'n halwe dindarm gedeelte en dan hier waar die dikdarm gedeelte moet wees of hierdie kloaak gedeelte, lyk dit vir my dan is daar 2 sekums. So ek kan met sekerheid sê hierdie is 'n enkelmaagdier, maar meer spesifiek hierdie is 'n hoender se spysverteringsstelsel. Dan vra hulle ons moet dele A, D en E identifiseer. Ek dink is goed as jy so 'n vraag kry om sommer dadelik by al die dele te skryf wat jy kan sien. So ons gaan sommer almal benoem. A is dan die krop, as hierdie dan die slukdarm gedeelte is of die esophagus, moet hierdie die krop wees waar voedsel gestoor word. B gaan heel moontlik die proventriculus verteenwoordig waar daar chemiese vertering plaasvind. C gaan heel moontlik die ventriculus of die spiermaag wees waar daar 'n tipe van meganiese vertering is. Hierdie buis wat dan uit die maag uitkom, lyk dit vir my is die dindarm by D en E het ons dan gesê lyk vir ons soos 'n sekum, hierdie 2 sekums of seka wat hier is, wat F dan die opening na buite maak. Ons noem dit by 'n hoender dan die kloaak. So as ons dan A, D en E moet identifiseer, A is dan die krop, D sal dan die dindarm wees, jy kan ook meer spesifiek sê die duodenum, maar ek dink dit is beter as daar nie gespesifiseer word tussen die 3 gedeeltes om net te skryf die dindarm, wat dan E die sekum of die seka dan maak. Vraag 8.2 sê hulle noem 2 maniere waarop deel C aangepas is om sy funksie te verrig. Ons weet dan deel C is die spiermaag of die ventriculus gedeelte en daarom weet ons hoe vind daardie meganiese vertering in deel C plaas. Dit is omdat daar 'n dik spieragtige wande is vir die fynmaal van die voedsel en ook kan ons in hierdie gedeelte dalk klippies kry wat help met die fynmaal van die voedsel in hierdie gedeelte. As ons dan kyk na vraag 8.3 sê hulle identifiseer deel B en skat die pH van sy inhoud. So ons weet hierdie is die spiermaag by C, A verteenwoordig die krop, dan weet ons B moet die kliermaag wees, of jy kan ook skryf die proventriculus. So baie belangrik, jy moet by 8.3 vir 2 punte eers sê wat is die gedeelte. B is die kliermaag of die proventriculus en ons weet omdat daar chemiese vertering plaasvind, gaan die pH laag wees om daardie spesifieke ensieme wat daar moet werk te aktiveer. So jy gaan sê die pH is laer as 7 of jy kan sê die pH is suur. Belangrik dan. Dan kan jy so 'n bietjie aanblaai. Ons kyk in die vraagboekie na vraag 13.3 op bladsy 20 en in jou antwoordboekie kan jy dan kyk op bladsy 4 vir die antwoord na hierdie vraag wat as volg lyk. Die foto's hieronder toon inwendige detail uit die verskillende maagkompartemente in herkouers.
Identifiseer die kompartemente wat verband hou met elke foto. Hierdie is 'n baie goeie vraag. Hulle het gewoonlik so 'n tipe vraagie in waar jy van 'n prentjie af dit moet die kompartemente moet identifiseer. En omdat daar sulke eienskappe wat so spesifiek is tot elke kompartement, is dit 'n vraag wat eintlik redelik maklik geantwoord kan word. So as ons byvoorbeeld kyk na hierdie 4 prentjies, ons weet dat 'n herkouer se maag 4 kompartemente het, so ons neem aan dat elkeen van hierdie foto's verteenwoordig 'n kompartement. En die kompartemente weet ons is die rumen, reticulum, omasum en abomasum. En as ons dan kyk na prentjie 13.3.1, weet ek dit moet een van daardie 4 wees. Ek kan sien hier's taamlik voue en dit lyk baie slijmagtig hier binne. So ek kan met redelike sekerheid aanneem hier vind chemiese vertering plaas en daarom kan ek sê dit kan die abomasum wees. As ons kyk na prentjie 13.3.2, kan ek sien hier's voue. Dit lyk asof hierdie gedeelte so in sulke blare, sulke voue soos in 'n boek se blaaie bymekaar gespasieer is en ek weet dis 'n eienskap dan van die omasum. En as ons kyk na prentjie 13.3.3, hierdie heuningkoekstruktuur is baie eie dan ook aan die reticulum of aan die rytjiespen soos ons in Afrikaans sê, wat ek dan met sekerheid kan sê hierdie prentjie verteenwoordig die reticulum. En dan die laaste enetjie 13.3.4, die een wat dan oorbly is die rumen en ek weet hierdie is die rumen as gevolg van hierdie vingeragtige uitgroeiseltjies wat ons kry in die rumen wat ons dan papille noem. So dan weet ek hierdie blaaragtige voue by die omasum maak dit die omasum, hierdie heuningkoekstruktuur van hierdie rytjiespens maak in die reticulum. Hierdie vingeragtige papille wat hier uitgroei is definitief teenwoordig in die rumen en dan as ek nog onseker was oor 13.3.1 met hierdie voue wat hier voorkom, weet ek nou verseker dit moet die abomasum wees. So ek wys sommer net weer vir jou hier net so opsommend. Abomasum word uitgeken deur die voue wat dit 'n groter oppervlakte gee en jy gaan gewoonlik 'n slijmagtige tipe struktuur daar sien. Die omasum is uitgeken deur sy blaaragtige voue wat lyk soos bladsye van 'n boek. Reticulum word uitgeken deur die heuningkoek voorkoms en die rumen dan deur die groot hoeveelheid papille wat binne in die rumen voorkom. Dan die laaste vraag wat ons in hierdie gedeelte gaan doen is vraag 16 op bladsy 21. Jy kan kyk na die antwoord in die antwoordboekie op bladsy 5. Hierdie is 'n goeie vraag. Dit is eintlik meer oor die werk wat ons in graad 11 behandel het, maar dit is van toepassing op die absorpsie van voedingsstowwe spesifiek dan in matriekwerk. So jy moet ietsie weet daarvan. So jy moet daai inligting wat jy diep in jou kop geberg het, gou 'n bietjie gaan afstof om hierdie vraag dan te kan beantwoord. Die vraag sê, die diagram hieronder toon die absorpsie van voedingsstowwe vanaf die dindarm na die bloedstroom. Belangrik. So ons weet is in die dindarm, dis voedingsstowwe wat geabsorbeer word en daar's 2 tipes wat vir ons voorgestel word. Hulle sê identifiseer die tipes voedingsstofoordrag in A en B onderskeidelik. As ek dan kyk na A, kan ek sien hier's 'n klomp van hierdie voedingsstowwe aan die bokant. Die pyltjie wys vir my dit beweeg na waar daar min voedingsstowwe is aan die onderkant. Waar as ek kyk na B is al weer eens baie voedingsstowwe aan die bokant, maar hier waar dit onder min voedingsstowwe is, beweeg dit na bo waar daar baie is. So as ons kyk na 'n konsentrasie by A, kan ons weet hierbo is 'n hoë konsentrasie voedingsstowwe en onder aan die ander kant van hierdie membraan wat hier gevorm is, kan ons sien is lae konsentrasie. Dit is 'n beweging van voedingsstowwe van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie. En by B sien ons die teenoorgestelde. Daar's voedingsstowwe wat beweeg van 'n lae konsentrasie teen die gradiënt, die konsentrasiegradiënt na waar daar 'n hoë konsentrasie is. Ons weet dat by A hierdie manier van voedingsstofopname van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie is 'n spontane tipe opname en ons noem dit dan die passiewe opname van voedingsstowwe. En by B, omdat dit teen die konsentrasiegradiënt is, weet ons dat vir hierdie opname om plaas te vind, moet daar energie betrokke wees om hierdie voedingsstowwe teen die konsentrasiegradiënt te laat opneem en daarom kan ons dit dan noem as die aktiewe voedingsstofopname. Ek wys vir jou in die memo wat hulle vir jou gegee het, A is passiewe opname, ons kan ook sê passiewe absorpsie. Jy kan ook sê dit is osmose of diffusie, omdat ons nie weet wat die stowwe is wat beweeg nie.
En by B noem ons dit aktiewe opname of absorpsie, of ons noem dit dan ook die draermolekuul teorie. Dan as jy kyk by vraag 16.2, vra hulle gee rede vir elke antwoord op vraag 16.1. Weer eens 2 punte, so een rede waarom jy sê A is passiewe absorpsie en B is aktiewe absorpsie. En hulle sê vir jou hier, passiewe absorpsie of opname, die voedingsstowwe beweeg van 'n area met 'n hoë konsentrasie na 'n area met 'n lae konsentrasie. Met ander woorde, saam met die konsentrasiegradiënt. En aktiewe opname of absorpsie is waar die voedingsstowwe beweeg vanaf 'n area met 'n lae konsentrasie na 'n area waar daar 'n hoë konsentrasie is, met ander woorde teen die konsentrasiegradiënt, en daarom sal ons dit heel moontlik doen met die hulp van 'n energiedraer. So energie word betaal vir daardie opname en dit word daar gedra in die vorm van ATP. Vraag 16.3 vra hulle identifiseer struktuur C. Ons weet dit is die dun darm en daarom kan ons met sekerheid sê dit is 'n selektief deurlatende membraan of 'n diferensiaal deurlatende membraan of 'n semi-deurlaatbare membraan of selfs 'n half deurlaatbare membraan. Dan vraag 16.4 kan ons sê, noem die voedingsstof wat deur elk van die volgende geabsorbeer word, en by vraag 16.4.1 die bloedkapillêre gaan voedingsstowwe absorbeer soos verteerde proteïene, koolhidrate, aminosure, glikose of vitamiene of minerale. Jy moet enige een van daardie dan noem. En die geilvat gaan dan vette absorbeer of glyserol en vetsure. Dit bring ons dan by die einde van hierdie eerste gedeelte. Baie dankie vir jou tyd wat jy spandeer om hierdie goedjies deur te gaan. Gaan oefen asseblief daardie ander vrae, veral kyk 'n bietjie na die kortvrae. Ons gaan nie regtig in hierdie video's kyk na kortvrae nie, maar gaan kyk 'n bietjie daarna. Hierdie handboek kan jou verseker baie help in jou voorbereiding vir hierdie September toetsreeks of eksamen en dan ook jou eindeksamen. Baie sterkte met jou leerdery.